video kyk ons spesifiek na vraag 3, possamenvoeging en vorms van die graad 12 Junie eksamen. Die scenario vir vraag 3 sluit in dat die minister van Waterwese 'n paar munisipaliteite wil besoek om inspeksie te hou en daar word besluit dat 'n vraelys voltooi moet word deur die persone aan wie die diens gelewer word. Nou, in hierdie vraag moet jy met ander woorde hierdie vraelys gaan skep. Of die data is reeds daar, jy moet dit net verander sodat dit in 'n smaakvolle vraelys op formaat is. Die eerste instruksie is: maak gebruik van woordkuns word-art vir die opskrif Blue Drop Questionnaire, soos in die voorbeeld hieronder, en maak gebruik van Arial Black in 32 pt. 'n Voorbeeld van hoe die word-art of woordkuns moet lyk, is ook ingesluit in die vraestel, wat dit baie maklik maak. Die woordverwerkingsdokument questionnaire is nou oopgemaak, en die heel eerste teks wat ons sien is Blue Drop Questionnaire, presies wat gevra is in die vraag 3.1. Nou, Blue Drop Questionnaire moet in word-art wees. Nou, hoe kry ons dit in word-art? Ons selekteer die toepaslike teks. Ons gaan na die Insert tab en dan word-art in die teksgroep. En ons klik net op word-art se pyltjie en ons soek die een wat toepaslik is. Nou, die voorbeeld is in word-art styl 3 geformateer. So ons klik op word-art. Die teks verskyn outomaties en ons maak seker dis Arial Black en 32 pt grootte en OK. En daar is die vraag 3.1 voltooi. Vraag 3.2 sê, maak gebruik van tabelstoppunte op 3 cm en 14 cm met gidslyne om soos in die onderstaande voorbeeld te vertoon. Nou, die tabelstoppunte moet dus op name en surname van toepassing wees. Nou, omdat dit op name en surname van toepassing moet wees, selekteer ek die twee reëls. Nou, die beste is om maar altyd met jou show height aan te werk, sodat jy kan sien waar is enters, waar is tabsleutels, die tabsleutel gedruk, en dit maak dit net makliker om te sien wat jy doen. In die begin is dit dalk 'n bietjie verwarrend, maar jy sal later agterkom jy kan nie regtig sonder dit werk nie. Nou, om tabelstoppunte in te sit, is daar twee maniere waarop ek dit kan gaan doen. 'n Kort pad, kom ons vat eers die lang pad. Lang pad, ek selekteer maak die paragraaf venster oop en hier heel links staan, is 'n button met tabs op. Nou, as ek op hom klik, dan maak hy vir my die venstertjie oop waar ek die tabelstoppunte op kan insit. Ek kan ook, as 'n kortpad, enige plek op die liniaal dubbelklik. En hy sal vir my dieselfde venstertjie oopmaak. Nou, ek het sommer dubbel geklik op die 3 cm, waar die eerste tabelstoppunt moet wees. Nou, die eerste tabelstoppunt is waar die lyn gaan begin. So, hy moet links wees, en hy moet ook geen gidslyne hê nie. So, ek klik net op set, en dan sal hy nou daar wees. Die volgende een moet op 14 cm wees, so ek tik 14 cm in hier by tabelstopposisie. En omdat hy 'n lyn moet hê, sal hy regs moet wees, sodat wanneer ek die tabsleutel druk, dan skryf hy die lyne na die tabelstoppunt toe. En hy moet 'n gidslyn hê, en as ons nou gaan kyk weer na die vraestel, dan sien ons dit is 'n soliede lyn. So, hy moet dan 'n soliede gidslyn hê, hier nommer 4 is die soliede gidslyn, en dan klik ek net op set, en dan sal albei nou daar wees. Nou, as ek sê OK, dan kan ek hier op my liniaal sien die linker tabelstop en die regter tabelstop. Nou, dis nou waar die show height inkom.
Nou as ek die tab sleutel op my sleutelbord een keer druk, dan sit hy vir my 'n tab teken in, en hy gaan die muismerker gaan staan op 3 cm, en as ek hom weer druk, dan gaan hy na my regterkantste tabelstoppunt toe, en hy trek sommer vir my die lyn. En as my show height aan is, dan kan ek sommer sien, as daar so 'n pyltjie is bo kan daai lyn, dan weet ek, hierdie is 'n tabelstoppuntlyn. En by surname kan ek nou dieselfde gaan doen, en daar is my 2 lyne in, en as ek die show height afhaal, dan lyk dit presies net soos wat dit op die vraestel moet lyk. Vraag 3.3. Maak gebruik van 'n combo boks om Tzaneen en Polokwane as die enigste opsies vir die munisipaliteite te stel. Stel die titel van die combo boks as municipalities. Terug in die questionnaire woordverwerkingsdokument, langs municipality moet ons nou 'n combo boks insit. Nou, mens los maar so 'n paar spasies, en dan 'n combo boks kry ons op die developer tab. Nou, om 'n combo boks in te sit en om te kan wysig, is dit nodig dat ons eers die design mode aansit, sodat ons kan veranderinge aanbring en met ander woorde iets kan skep. Nou, 'n combo boks, ons kry 'n drop-down list en dan kry ons 'n combo boks. Nou, ons wil die combo boks hê, so ek klik net een keer op die combo boks en hy gee vir my die combo boks. Nou, daar staan choose an item, en die opdrag was dat daar uit 2 items gekies moet word. Nou, om dit te kan doen, klik ek net op die properties in die controls groepie, en die titel, hulle het gesê die titel moet wees municipalities. So, municipalities is die titel, en dan moet ek sê, moet hulle kan kies tussen net 2 items. So, choose an item moet ek uithaal. So, ek kan hom remove, en dan kan ek bysit. Nou, die eerste een moet wees Tzaneen, en dan wil ek nog een bysit, Polokwane. Tik hom net in by die display name, en daar is my 2 opsies, en ek sê OK. Nou, as ek design mode gaan afhaal, en ek klik op die afpyltjie, dan gaan hy vir my Tzaneen en Polokwane wys, en die titel gaan hy ook vir my wys. Vraag 3.4. Redigeer die afdeling vir problem area soos volg. Hieronder sien ons 'n voorbeeld van hoe die afdeling moet vertoon nadat ons die opdrag uitgevoer het. 3.4.1 sê dat ons gebruik moet maak van 'n beskermde vorm se kiesboksieveld, 'n checkbox. Kom ons gaan terug na die LAR questionnaire. Ons sal sien dat onder problem areas is daar die 4 opsies, elkeen met 'n tab vertoon tussenin. Nou, om die checkboxie te kry van die beskermde veld vorm, gaan ons na die developer tab. Ons maak seker dat die design mode aan is, en ons gaan na die legacy tools, en ons kies die checkbox form field by die legacy forms, en ons voeg hom in voor water quality. Jy sal sien dat daar nog ene is, maar kom ons klik op hom, dan sien ons die verskil. Dit is nie hoe hy moet lyk nie. Die voorbeeld het gewys dat die checkbox soos hierdie enetjie moet lyk. So, ons haal daai ene uit, en dan sit ons net vir elkeen 'n checkbox in. Die opdrag is nou uitgevoer, nou gaan ons na die volgende een. Die volgende vraag sê, formateer die opsies soos hieronder vertoon sonder om van tabelstoppunte of die spasiebalk gebruik te maak. Baie belangrik, geen tabelstoppunte of die spasiebalk nie.
So hoe gaan ons dit kry dat dit so lyk? Nou die vraag het gesê geen tabelstoppunte nie. So daardie tabelstoppunte wat ons daar aangesit het, moet uitgehaal word. Hulle kan nie daar wees nie. Nou die maklikste om hierdie opsies te vertoon soos wat in die vraag is om dit onder mekaar te sit deur van 'n enter gebruik te maak na elke opsie en dan hierdie opsies te selekteer en dan na page layout toe te gaan en 2 kolomme in te voeg. Nou wanneer ek my show height afhaal sodat ek nie die teken sien nie, dan sal ek sien dit lyk net soos die oplossing. Vraag 3.5. Formateer die any other problems afdeling soos volg. 3.5 maak gebruik van 'n teksboks en 3.5.2 skakel die vertikale skuifbalk of skraalbaar aan. Nou as ons teruggaan na die questionnaire woordverwerkingsdokument, dan maak ons seker ons is in design mode en ons staan onder any other problems. Nou wanneer ons nou hier na die controls groep kyk, dan sien ons het hier 'n rich text ikoon en ons het 'n text ikoon en as hier na die legacy forms toe gaan, dan het ons weer 'n text form field. En as ons hier na die ActiveX control toe gaan, dan sien ons hier is 'n text box. Dis die enigste ene wat iets met teks te doen het waar staan text box. So ek glo dit is die regte ene. Klik op hom en daar is 'n text box en hy lyk vir my baie soos die een in die voorbeeld. Nou die tweede opdrag was skakel die vertikale skuifbalk of skraalbaar aan. So as ons dit seker maak hy's geselekteer en ons klik op properties, dan sien ons hier is die textbox se properties. En as ons afgaan tot by S, dan sien ons skraalbaars en dan as ons op die afbeltjie klik, hier is form skraalbaars vertical. So hy behoort dit aktief te maak wanneer die vorm aktief is. Vraag 3.6 sê berg die dokument en dan het hy 'n addisionele instruksie by wat sê maak 'n skermkopie van die venster waar jy die vorm sal sluit met die nodige instellings, maar moet dit nie sluit nie. Plak net die skermkopie in die woordverwerkingsdokument by nommer 3.6. Nou hoe sal ek nou die vorm restrict soos wat hulle nou daar sê? Ek haal eers die design mode af, want ons het ons nou klaar hierdie vorm geskep. Net om jou nie te mekaar te maak nie, die vorm is nou klaar geskep en iemand kan hom voltooi. Nou op die developer tab het ek is daar 'n protect ikoon. Nou wanneer ek op hom klik, dan kom ons by restrict formatting en editing uit en dit is waarvan die vraag praat. Nou as ek op dit klik, dan sal die restrict formatting en editing venstertjie oopmaak. Ek moet seker maak dat die limit formatting to selection of styles gemerk is en allow only this type of editing en dit is filling in forms. Want dit is 'n vorm wat voltooi moet word. So ek kan net hiervan 'n skermkietjie maak en dit doen ek deur print screen te druk op die sleutelbord of ek kan ook die snipping tool gebruik in Windows 7 en verder. Indien ek nou die vorm wou restrict, dan sou ek nou gesê het yes, start enforcing protection.